Liewe luisteraars, ek groet u weer eens op hierdie eerste Sondag in die nuwe jaar, 4 Januarie 2026. Groet ek u weer eens in die lieflike en wonderlike naam van die Here Jesus, die naam bo alle name. Nou vriende, in Desember en ook so in November het daar heelwat dinge gebeur wat ek nie met u kon deel nie, omdat dit nie vir my moontlik was in Desember nie, as gevolg van die feit dat ek bietjie met vakansie was en my redigeerder ook met vakansie was. Maar vanmôre wil ek 'n bietjie inleidend met u praat oor die dinge wat gebeur het en dinge wat ook moontlik in die nuwe jaar nog verder sal eskaleer. Maar ek wil veral vanmôre 'n boodskap van hoop aan u oordra. Want die gedeelte wat ek vanmôre met u gelees het, pas so mooi in by ons omstandighede in die wêreld. En ons weet dat die Here sy kinders sal bewaar. Maar ons vind die hoop in die woord van die Here. En ek wil vanmôre met u hierdie gedeelte deel, baie bekende gedeelte, op 'n baie besonderse wyse wil ek dit met u deel. Eksodus 14, ons lees daar vanaf vers 10 tot vers 30. Ongelukkig kan ek nie iets weglaat nie, want ek wil hê jy moet die hele prentjie kry wanneer ons dit saam lees. Ons begin by Eksodus 14 vers 10. Daar staan geskryf: Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê: Het hy, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het hy ons nou aangedoen, dat hy ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas, en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters, die see in.
En in die môrewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug, so die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort, en toe die waters teruggevloei het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek, geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. 'n Baie kosbare verhaal. Kom ons bid net saam. Here, as ons so dink oor die woord wat ons vanmôre gelees het, dan besef ons aanbid 'n wonderbare, almagtige God, vir wie niks onmoontlik is nie. Het op die wonderlikste wyse, het hy vir Israel deur die Rooi See laat trek, en die Egiptenaars agter hulle laat verdrink. Het vir hulle gestry, vir Israel gestry, want hy is hulle God, hy is ook ons God en Vader. En ons wil vanmôre in die naam van Jesus tot u nader, en vra Here, kom gee vir ons vanmôre hoop vir hierdie jaar wat voor ons lê uit die woord. Praat met ons, bemoedig ons, versterk ons harte, en word u verheerlik. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, ek is bevrees dat dit 'n bietjie 'n lang boodskap gaan wees, maar ek wil by u pleit om hierdie boodskap end uit te luister, want anders gaan u nie hoop hê nie. En hierdie boodskap is 'n boodskap van hoop wat ek met u wil deel. Ek hou net weer 2 verse uit ons geleesde gedeelte voor, en dit is Eksodus 14 vers 13 en 14, waar daar geskryf staan, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Dit is die boodskap ook vir jou en vir my. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En soos ek sê, dis die eerste Sondag in 2026, en daar kan baie dinge gebeur in hierdie jaar wat niemand vooruit kan voorspel nie, maar ek wil met u 'n boodskap van hoop deel, vriende, onder die tema, hierin lê ons hoop vir 2026. Nou vriende, in die boodskap wat ek op Sondag 7 Desember uitgestuur het ek 'n terugblik, of ons kan sê, 'n opsomming gegee op 2025 se gebeure rakende die eindtyd profeseë waaroor ek gepraat het deur die loop van die jaar 2025. Maar Desember 2025 was 'n maand van skokkende nuusgebeure. Dis dalk vir baie van u ou nuus as ek dit vir u noem, want baie van u volg die nuus, maar ek kon ongelukkig nie daaroor praat nie, omdat dit in die Desember vakansie was, en soos ek reeds gesê het, ek en my redigeerder met verlof was. Vanmôre wil ek net 'n paar van daardie gebeure uitlig, want vriende, ons moet gefokus bly op die feite, of die feit, dat ons in die laaste dae lewe,
En die woord van God het voorspel dat daar baie slegte dinge in die wêreld sal gebeur, waardeur ons almal, heiden, ateïs, Mohammedan, Jood, Christen, noem dit op, almal van ons sal daardeur geraak word. In 2 Timoteus 3 vers 1 het Paulus hierdie woorde geskryf en daar sal baie daarna verwys. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Ons leef in die laaste dae, want ons sien die swaar tye, ons beleef die swaar tye en gaan nog erger word. Nou hierdie skrifspel het eintlik vir ons uit hoe liefdeloos en wreed mense sal wees in die laaste dae. En dat mense sonder dissipline en wetteloos sal optree. Hulle sal die wêreld lief hê en die wêreld dien, want daar sal geen eerbied en respek vir God en sy gebod meer wees nie. Baie sal godsdienstig lyk en klink, maar daar sal niks van Christus in hulle lewe sigbaar wees nie. Alles sal net gaan oor die mens sy eie eer, sy trots en sy hoogmoed en 'n onversadigbare drang na rykdom en mag. Nou die woord het dit as swaar tye beskryf, my liewe vriende, en ons ervaar dit reeds. Kom ek noem vir julle so 'n paar interessante dinge op wat in November en Desember 2025 gebeur het. Die eerste wat ek wil noem is Iran stort in duie as gevolg van 'n geweldige waterkrisis wat lei tot die ineenstorting van hulle kragstelsel en hulle ekonomie onder die mag van 'n fanatiese islamregering wat met groot diktatorskap regeer en nie voorsiening gemaak het vir hulle waterkrisis wat aan die kom was nie. Nou vriende, as die Here se wil is, dan praat ek binnekort met u verder oor Iran self. Maar intussen berei hulle steeds voor vir 'n oorlog teen hulle grootste aardsvyand, naamlik Israel. Israel is hulle grootste aardsvyand en ons weet dit almal teen hierdie tyd. Engeland verval skielik in 'n ernstige politieke chaos. Eers was daar groot protes en weerstand teen Starmer se aankondiging van 'n verpligte digitale ID, waarsonder niemand in Engeland sal kan of mag werk nie. Toe hy daardie aankondiging gemaak het, was daar opstand in Engeland. Daarna het die landsburgers ook ernstig betoog teen die onwettige moslim-immigrante vir wie die staat natuurlik sorg, maar wie ook gedurig in konflik met die Engelse landsburgers is. Geweldsmisdade soos rowe, verkrachtings, aanrandings en moorde neem ernstig toe en almal in die Verenigde Koninkryk voel al meer onveilig in hulle eie geboorteland, soos wat ons tans ervaar in ons eie land. Paramedici, verpleegspersoneel en dokters bedank in groot getalle, sê die nuus, omdat hulle al meer onveilig voel met die uitvoering van hulle pligte weens die geweldsmisdade van die moslems wanneer hulle uitgeroep word vir noodgevalle. En die polisie is ook nie altyd gewillig om ondersteuning en beskerming te verleen aan die mediese personeel nie, vermoedelik omdat hulle self onveilig voel in veral dig moslimbewoonde gebiede daar in Londen en ander groot stede. Engeland bly in die nuus. In November 2025 het Starmer, die president van Engeland, in hulle begrotingsrede 'n geweldige belastingverhoging op landbougrond ingestel en veral op die erflating van boerderygrond wat dit vir erfgename, jong manne wat gaan erf, onmoontlik sal maak om daardie grond te kan behou, want die belastingheffing
op daardie grond is net nie eenvoudig te groot om dit te kan behou. Boere het aan die einde van November 2025 'n vredevolle optog gehou waar daar tot 500 trekkers strate in Londen geblokkeer het en hulle beplan om nog vir 3 weke of het beplan om nog vir 3 weke lank voort te gaan met daardie betogings om die strate te blokkeer. Om sodoende 'n boodskap van ernstige protes teen die beplande belastingheffing aan die regering oor te dra. Ons sien in Engeland en Frankryk en so ook in Suid-Afrika die aanslag teen die boere, wat ongetwyfeld reeds binnekort 'n groot impak op die voedselmandjie en voedselsekerheid sal hê, maar dis alles deel van die nuwe wêreldorde se plan om 'n voedseltekort wêreldwyd af te dwing, want hulle wil hê daar moet 'n wêreldwye hongersnood uitbreek. So hulle is besig om al hierdie dinge te beplan en te beheer, en ons vermoed Stamer is deel van hulle. Moenie vergeet dat Oekraïne een van die sterkste graanproduserende lande ter wêreld was, voordat die oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitgebreek het nie. Die gevolge daarvan het reeds 'n impak op die wêreld gehad, want daar was reeds te min graanprodukte om aan die wêreld kos te bied. In Suid-Afrika het 'n klomp Gaza-vlugtelinge onwettig geland, ons is almal baie goed bekend daarmee, op die OR Tambo lughawe, en daar was politieke druk op die Suid-Afrikaanse regering geplaas onder die invloed van Dr. Suliman van Gift of the Givers. Ons ken hulle mos almal baie goed, ons weet baie goed van hulle. Nou vriende, 'n moslimparty genaamd Al-Jamaa in Suid-Afrika wil 'n wetgewing in die parlement probeer deurvoer om ons as Christene te verhinder om openlik ons steun of ons lojaliteit aan Israel te openbaar. Anders sal diegene wat hulle daaraan skuldig maak strafregtelike klagtes in die gesig staar. Vriende, dit is dus baie duidelik dat daar 'n groot aanslag op ons as Christene in Suid-Afrika se vryheid van spraak en ons regte om ons geloof in Suid-Afrika te kan uitleef, dat daar druk op ons is. Ook hier in Suid-Afrika ervaar ons die druk as kinders van die Here. In Australië was daar op Sondag namiddag die 14de Desember 'n ernstige aanval waar tydens spesifiek die Joodse gemeenskap geteken is wat tydens die Hanukkah geleentheid in Sydney op die bekende Bondi of Bondi strand byeengekom het. Dit was 'n geweldige aanslag op die Joodse gemeenskap en ons is almal baie goed bewus daarvan of bekend daarmee. Tydens hierdie voorval wat deur ISIS geïnspireer is, wat as die grootste terreurdaad in Australië se geskiedenis beskou word, is daar 15 mense doodgeskiet en talle ander is gewond. Die hele wêreld was natuurlik geskok deur die antisemitiese aanval op die Joodse gemeenskap van Australië. Verregse moslim terroristegroepe maak al meer die uitsprake op sosiale media dat hulle met geweld al die westerse lande wil destabiliseer, ook Suid-Afrika wil destabiliseer en beheer daaroor wil oorneem. Die maklikste is om chaos te skep en dan beheer oor te neem. Dit het daartoe gelei dat Frankryk 'n verbod op alle openbare Kersfeesvieringe geplaas het, omdat hulle bang was vir aanvalle op Christene en dalk Joodse gemeenskappe ook. Ek luister baie graag na 'n Joodse YouTube kanaal genaamd
TBN Live, of ook bekend as Boots on the Ground, wat deur 2 Messiaanse Jode aangebied word. En daarin het die een aanbieder net na die aanval op die Joodse gemeenskap in Australië iets baie skokkend gesê. En dit is dat die aanvalle op die Jode sedert 7 Oktober 2023 met die inval van Hamas in Israel met meer as 70% toegeneem het en dat die aanvalle op Christene wêreldwyd net so geweldig toegeneem het. Ek dink hy het gepraat van 73%, maar ek is nie 100% seker nie, kom ons sê meer as 70%, en dat die aanvalle op Christene natuurlik ook toegeneem het, is baie duidelik. Wat sê dit vir ons? Dis die vraag wat ons moet vra, dat die aanslag ook op Christene wêreldwyd, maar ook selfs hier in Suid-Afrika al groter en feller sal raak, soos ons nader beweeg aan die koms van die Here Jesus, wanneer Jesus moet kom om sy kinders te kom haal. Hierdie ou aarde gaan binnekort vir ons as ware kinders van die Here 'n aaklige en wrede plek wees om in te woon. Ek wil sê, dit is reeds vir ons 'n aaklige en wrede plek om in te woon. Maar ek het vanmôre vir julle 'n boodskap van hoop, soos ek vir julle gesê het. Ja, ons hoop is in God, ons Vader, en Christus Jesus, ons Here. Maar die Heilige Gees geïnspireerde woord van God spel vir ons soveel plekke in die woord 'n boodskap van hoop uit. En daarom wil ek vanmôre vir u hierdie baie bekende verhaal uit die woord van God aan die voorhou, waarin ons hoop vir 2026 opgesluit lê. Daarom wil ek graag Eksodus 4 vanaf vers 10 tot 30 'n bietjie ontleed in hierdie boodskap. Maar voordat ons na hierdie skrif in Eksodus 14 kan kyk, moet ek net eers daarom 'n bietjie agtergrond gee. Ek kan nie net daardie skrif hanteer sonder om agtergrond te gee nie. In Eksodus 3 lees ons van Moses se roeping om God se volk, verwysende na Israel uit Egipte land uit te lei. Terwyl hy sy skoonpa Jethro se vee opgepas het, het die engel van die Here op die berg Horeb aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos verskyn. Ons het ook vanmôre gelees in Eksodus 14 van die engel van die Here wat daar betrokke was by die vuur of die wolkkolom. En dis die Here Jesus Christus self. Ek lees vir julle Eksodus 3 vers 2 tot 14. Daar staan geskryf: Daarop verskyn die engel in hoofletters, die engel van die Here aan hom, aan Moses, in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God, nou word daar gepraat van God, net nou het ons gelees van die engel, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land
wat oorloop van melk en honing, wat aan ander heidense volke behoort het. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. En nou lees ons van Moses se roeping van vers 10 af. Gaan dan heen, sê die Here Jesus vir hom, dat ek jou na Farao kan stuur. En lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte land gelei het, sal julle op 'n hoë berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, God, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, daardie bekende uitdrukking wat die Here Jesus gebruik het, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou vriende, Moses was natuurlik God se tussenganger tussen hom en Farao, as ook tussen homself en die volk Israel. Bedoelende tussen God en die volk Israel. So Moses was die tussenganger. Ons kan sê Moses was 'n tipe van Jesus wat die tussenganger tussen God en ons as sondaarmense is. Ons lees baie plekke hoe die Here met Moses gespreek het en aan hom opdragte gegee het wat hy moet sê of hoe hy moet handel of hoe hy moet optree. Baie duidelik vind ons dit in die woord van die Here in Eksodus 14 vers 12 staan daar, gaan dan heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Want hy het gesê, ek is nie 'n goeie spreker nie. Ek is nie 'n man van baie woorde nie. Hy het gesê, ek sal met jou mond wees en ek sal jou leer wat om te sê. In Eksodus 4 vers 1, vanaf vers 1 staan daar, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom. Dit is my so kosbaar terwyl ek dit voorberei het. Wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond. En dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Hy vlug vir daardie slang, daardie staf wat nou 'n slang geword het. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hieroor het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp. En dit het 'n staf in sy hand geword, sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Here het verder vir hom gesê, steek jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaat soos sneeu. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. Word daar die hand weer gesond. Dis alles tekens wat die Here aan Moses gegee het om met die volk te praat. En in Eksodus 7 vers 3 tot 6 sê die Here vir Moses, en ek sal Farao se hart verhard. Die Here berei vir Moses voor dat hy met 'n man te doen gaan kry wie se hart deur God verhard is. Ek sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipte land vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie. En ek sal my hand op Egipte land lê en my leerskare,
my volk, die kinders van Israel, hoor wat sê die Here, deur groot strafgerigte uit Egipte land lei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Here is, as ek my hand oor Egipte uitgestrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moses en Aaron het toe gedoen soos die Here hulle beveel het, so het hulle gedoen. Nou vriende, die Here stuur hom na Farao, maar die Here berei hom voor met watse tipe manne te doen gaan kry. Die Here sê, maar ek sal met jou wees. Ek sal vir julle die woorde gee. Ek sal julle deurdra. En so het God die volk Israel onder die leiding van Moses en sy broer Aaron na 10 verskriklike plaae waarvan hy sy volk Israel bewaar het, uit Egipte land uitgelei. 10 plaae het plaasgevind. En elke keer was Moses met Farao in gesprek. Maar uiteindelik het hulle toegegee, of het Farao toegegee. Die volk Israel het al hierdie 10 plaae waarmee God die Egiptenare getref. Hulle het dit gesien, maar self het hulle dit nie ervaar nie. Dit het nie na hulle kant toe gekom nie. Hulle het gesien hoe tref God Egipte land en die Egiptenare, maar hulle het niks ervaar nie. Kom ek bewys vir u dit uit die woord van die Here. Daar's geweldige duidelike skrif dat niks oor hulle gekom het nie. In Eksodus 8 vers 22 staan daar geskryf, maar ek is nou die Here wat praat, sal op die dag met die land Gosen, dis 'n streek in Egipte land wat hulle noem die land Gosen, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak dat daar geen steekvlees sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here is in die land. Baie duidelik. In Eksodus 9 vers 3, vers 4, vers 6 en 7 staan daar geskryf, kyk, dan sal die hand van die Here wees teen jou vee wat aan jou veld is, teen die perde, teen die esels, teen die kamele, teen die beeste en teen die klein vee met 'n baie swaar pes. En die Here sal 'n onderskeid maak tussen die vee van die Israeliete en die vee van die Egiptenaars, sodat niks sal doodgaan van alles wat aan die kinders van Israel behoort nie. En die Here het dit die volgende dag gedoen. Al die vee van die Egiptenaars het doodgegaan, maar van die vee van die kinders van Israel is nie een dood nie. Farao het toe gestuur en kyk, van die vee van die Israeliete was daar nie een dood nie, maar die hart van Farao was verhard en hy het die volk nie laat trek nie. In Eksodus 9 vers 25 en 26 staan daar geskryf. Nou vriende, ek lees vir hierdie dinge. Ek bewys vir u die woord van die Here, hoe dat die volk Israel reeds God se teenwoordigheid moes ervaar en sy beskerming moes ervaar. So ervaar ons as kinders van die Here dit ook baie keer. Eksodus 9 vers 25 26 sê, en die haal het in die hele Egipte land geslaan. Alles wat in die veld was, mense sowel as diere, ook het die haal al die plante van die veld geslaan, en al die bome van die veld verbreek. Vers 26 sê, net in die land Gosen, dis daardie streek in Egipte land waar Israel gewoon het, waar die kinders van Israel was daar geen haal nie. Ek lees vir die Eksodus 10 vers 23, die een het die ander nie gesien nie, dis nou die 3 dae se duisternis wat oor Egipte land gekom het, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplek gehad. Ek wil aanvaar, selfs die lampe het nie gebrand nie, sy olie het nie gebrand nie. Niks het gewerk nie, geen manier van lig kon hulle vind nie. Eksodus 11 vers 6 en 7 sê, en daar sal 'n groot gejammer, en dis nou met die laaste plaag van die eerstgeborenes, en daar, hier voorspel die Here dit,
Daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipteland wees, soos daar nie gewees het, en soos daar nie sal wees nie. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mens af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Sodat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Nou lees ek vir julle Eksodus 12, net hier en daar, vers 5 sê: Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Vers 6 sê: En die hele vergadering van die gemeente van Israel, gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Vers 7 sê: En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. Dit is nou in die land Gosen waar hulle gewoon het. Vers 12 sê: Want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van die mens, sowel as die diere. Ons vermoed, dis die huisdiere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Nou sê vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. En ons weet, nie een Israeliet sy eersgeborene het gesterf nie. Vriende, hier is die belofte vir die bruid van Christus, wat duur gekoop is deur die bloed van die lam Jesus Christus, en in wie se harte die Heilige Gees woon. Die bruid van Christus kan hierdie belofte vir hulle self neem. Eksodus 11 vers 7. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete. En hier kom die belofte. Maleagi 3 vers 18. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige, die kind van God, die man en vrou wat die Here dien, wat bloedgewas is, Jesus se volgelinge. Dan sal julle onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose. Die man en vrou wat die Here nie dien nie, die man en vrou wat nie in die wee en die vrese van die Here lewe nie. Tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Julle sal die onderskeid sien. Daar sal 'n dag kom wanneer ek en jy die onderskeid sal sien, vriende. En dis vir die bruid van Christus wat dit van toepassing is. Die hartseer is, toe Israel by die Rooi See gekom het, het hulle in die verte die stof van die Egiptenaars se strydwaans gesien, wat in hulle rigting kom om hulle uit te moor. En wat gebeur? Vrees het hulle harte beet gepak. Vrees pak hulle harte beet. En daarom sien ons heel eerstens, wanneer ons kyk na ons geleesde gedeelte, om te fokus op jou vyand wek vrees. Hoor mooi wat ek vir julle sê, dis wat ons uit hierdie verhaal leer, om te fokus op jou vyand wek vrees. Eksodus 14 vers 10 en 11 sê, toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Dis die woorde wat daar staan, hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipteland glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het? Vrees het hulle harte beet gepak. Daar staan, en hulle het baie bang geword. Vriende, ons moet niemand vrees nie. Ons moet net God vrees, sê die woord van die Here. Hy is altyd by diegene wat waarlik op hom vertrou. Die Here stuur self sy engele
om ons te bewaar en ons te beskerm, al kan ons die engele nie sien nie. Daar's baie sulke verhale wat God self sy engele gestuur het om sy kinders te bewaar. Ek lees vir julle 'n voorbeeld. In 2 Konings 6 vers 15 tot 17 staan daar: En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan. Dis nou Elisa se dienaar. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag my Heer, hoe sal ons maak? 'n Vrees pak die dienaar van Elisa beet. Maar hy antwoord: Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom daardie stad, Jerusalem. Vriende, daarom leer ons in die woord van die Here, moet ons net op die Here fokus. Moenie op jou vyand fokus nie, want dan gaan vrees jou hart beetpak. Fokus op die Here, want dan kry jy hoop. Ons weet mos, ons hulp en ons krag is by die Here. En wanneer ons op die Here fokus, wanneer ons op Jesus fokus, oë gefestig op Jesus, ons leidsman en volëinder van ons geloof, dan sal ons nie vrees nie, maar ons sal ons hoop hou. Psalm 121 vers 1 en 2 sê, sy bedevaarslied: Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan sê ons graag, my hulp is van die Here, want dit staan in die 2de vers. My hulp is op die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp is op die Here, die almagtige God. Die oomblik wat jy op jou vyand of jou omstandighede fokus, dan stel jy jou hart oop vir die Satan om jou hart te vul met vrees. Vriende, dit is so belangrik dat ons nie sal fokus op ons vyand nie sal fokus op ons omstandighede nie, maar die God wat groter is al ons probleme en groter is al ons vyande. Waarom moet ons nie op ons vyande fokus nie? Want vrees maak mense gewillig om te buig voor hulle vyand en hulle vyand te gehoorsaam. Hoor my wat ek vir u sê. Ons moenie vrees nie, want vrees maak dat ons buig voor mense, gewillig is om voor mense te buig en ons vyande dit dien en te gehoorsaam. Ons lees dit in die woord. Eksodus 14 vers 12 sê, en dit is die woord wat ons aan u in Egipte gesê het. Dis nou die volk wat praat. Laat ons met rus dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Los ons net hier in Egipteland. Ons is bereid om die Egiptenaars te dien. Ons is bereid om hulle te aanbid. Ons is bereid om hulle te gehoorsaam. Hoekom? Hulle het op hulle vyand gefokus. Vriende, net so is ons ook in ons huidige omstandighede onder die wêreldse slawerny, maar ons mag nie vrees nie. Ons is onder die wêreldse slawerny, ons word deur die wêreld magsleiers beheer, maar ons mag nie vrees nie. Ons mag nie soos die Israeliete bereid wees om voor hulle te buig en hulle te dien nie. Ons mag nie toegee aan die druk wat die wêreld op ons plaas nie, en die eise wat die wêreld aan ons stel nie, vriende. Dis 'n les wat die Here vanmôre vir ons in hierdie kosbare verhaal wil kom leer. Kyk wat maak vrees. Dawid sê in 2 Samuel 22 vers 45, uitlanders het al kruipende na my toe gekom, sodra hulle van my gehoor het, was hulle gehoorsaam aan my. Het was my so kosbaar toe ek het gelees, dat hy sê, uitlanders het al kruipende na my toe gekom, sodra hulle van my gehoor het, was hulle aan my gehoorsaam, want hy was 'n magtige koning.
Die Here leer vir ons in Handelinge 5 vers 29, daar staan geskryf, en Petrus en die apostel antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Onthou dit, ons moet aan God gehoorsaam wees, nie aan mense nie. Daarom leer hierdie woord van vanmôre vir ons, moenie vrees nie. Staan vas in die Here. Staan vas in die Here. Aanskou die verlossing van die Here. Met ander woorde, vertrou op die Here en aanskou hoe hy die verlossing self sal bewerk. Eksodus 14 vers 13 sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas in die geloof, vertrou op die Here. Aanskou die verlossing wat van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Julle sal nooit weer voor die Egiptenaars te staan kom as julle grootste vyande nie. Staan vas in die Here en aanskou wat die Here vir julle gaan doen. Die Here sal ook vir ons verlossing stuur, vriende, op die regte tyd. Maar die boodskap is, ons moet vas staan in die Here en ons moet vertrou op die Here. Ons moet ophou na ons vyande kyk en ons omstandighede kyk. Ons moet vas staan in die geloof in die Here en weet, hy sal die verlossing vir ons bewerk. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop en die geloof in Christus onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en dit is God wat sê, staan vas, vertrou op my, ek sal julle uitred en ek sal julle bewaar. Eksodus 14 leer vir ons kosbare lesse. En 'n volgende kosbare les is, hou op om planne te maak, wees stil en gee aan die Here oor. Ons maak so baie planne, ons wil so baie planne maak. Ons wil al hierdie verlossingswerke die Here se hand vat en sê, ons gaan planne maak. Maar ons moet ophou planne maak. Ons moet aan die stil wees en aan die Here oorgee. Eksodus 14 vers 14 wat sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou vriende, ek het in die voorbereiding van hierdie boodskap het ek opnuut besef, ons, en dit sluit myself in, ons moet ophou om petisies te teken, maar ons moet eerder onsself as kinders van die Here verootmoedig. Ons moet verootmoedigingsgeleenthede reël waar ons as kinders van die Here saam kan kom en die Here se aangesig sal soek deur belydenis van ons sonde, sodat ons leer in 1 Kronieke 7 vers 14. En ons moet saam bid, ons sonde bely voor die Here, saam bid, ons verootmoedig voor die Here, en saam moet ons op die Here vertrou vir wonderwerke in ons eie land Suid-Afrika en in hierdie bose wêreld waar ons tans bevind. Vertrou op die Here. En ons maak te veel planne. Daarom slaag ons so min met al ons planne. Ons sien dit in Suid-Afrika. Hierdie planne misluk wat die mense maak. Ons mag en ons gesag lê nie in 'n klomp handtekeninge op papier nie. En ek het myself voorgeneem nooit weer 'n petisie nie. Ons mag en ons krag lê nie daarin nie, vriende. Die regering minag dit in elk geval, maar ons gesag lê in God en Christus alleen, ons verlosser. Jesus leer ons uitdruklik in Matteus 6 vers 33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir julle bygevoeg word. Ook die verlossing sal vir julle bygevoeg word. En dan sal ons sien, vriende, hoe die hand van God in beweging kom. Wanneer ons werklik op die Here vertrou, ons as kinders van die Here moet meer saamtrekke reël en saam bid. Soms moet die noodroepe in geloofsdade omskep word. Hoor wat ek vir u sê? Daardie roep in nood, Here help my, moet in dade omskep word. Daar in Eksodus 14 vers 15 staan geskryf, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy nou my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. So kom 'n slag tot aksie. Elia, toe hy by die spruitkrit is, het hy op die Here vertrou, dat die spruitkrit opgedroog het,
En die Here het na hom toe gekom en die Here het vir hom gesê, gaan na Sarfat, daar sal 'n weduwee wees, wat vir jou verder sorg. Het opgestaan en het gegaan. Daniël se 3 vriende was nie bereid om hulle voor 'n afgod te buig nie, en hulle was in 'n vuuroond gegooi. Maar die Here, Jesus was saam met hulle in daardie vuuroond, en hy het hulle daar uitgered. Daniël was nie bereid om voor die beeld van die koning te buig nie, en hy 3 keer 'n dag het hy sy God in daardie bovertrek waar hy gewoon het aanbid, en hy het in die leeukuil beland. En die Here het die bekke van die leeu's gesluit. Vriende, Israel staan voor die Rooi See. Hulle vrees, hulle vyande. Moses sê, vertrou op God, aanskou die verlossing van die Here. So moet ons as kinders van die Here ook opstaan en weerstand bied teen die aanslag en teen die misleidings en teen die onderdrukking van ons as God se kinders. Want die woord leer ons moet die teehoor wees en ons sal die teehoor wees, sodat die antichrist nie geopenbaar kan word voor die tyd nie. Hy sal op sy regte tyd geopenbaar word, maar ek en jy moet in Christus vertrou en op God vertrou en weet ons is die teehouers, ons is die teestanders van die Satan se planne. Maar onthou, die Here bewerk die verlossing vir sy kinders op maniere ver bo ons gedagtes. Ek dink nie eers Moses het besef, wat gaan God doen nie. Eksodus 14 vers 16. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Die Here werk baie maal op bonatuurlike en goddelike maniere om sy kinders se verlossing te bewerk, waar ek en jy moet leer om op die Here te vertrou. Moet leer om op God te vertrou. Ons moet leer om ons hoop en ons geloof uit te leef. Jesus trek voor sy volgelinge uit en lei hulle uiteindelik na die beloofde land, op pad na die beloofde land. Eksodus 14 vers 19 en 20 sê, en die engel weer eens in hoofletters, Jesus, die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het daar weggegaan en agter hulle aangetrek, en die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het nie. Hoor wat sê hy? Die hele nag deur het die wolkkolom hulle verhinder, die Egiptenare verhinder om verder te trek agter Israel aan. Die wolkkolom, 'n duisternis agter Israel gebring. Vriende, ons sien hier hoe die Here Jesus tussen sy volk Israel en hulle vyande, die Egiptenaars, gaan staan het, om hulle te beskerm deur die wolkkolom, sodat 6 miljoen manne, vroue en kinders, dis hoeveel die Israeliete was, veilig op droë grond deur die Rooi See kon trek, van sonskyn toe hulle die Egiptenare sien aankom het, dwars deur die nag tot sonsopkoms. Dis wat ons hier lees. Die Here beskerm hulle, hy tree tussen hulle in met 'n wolkkolom. Jesus, ons verlosser, ons redder. Ek wil u net herinner aan Jesus se woorde wat hy met Moses by sy roeping op die berg Horeb gespreek het. In Eksodus 3 vers 7 en 8. Ek het dit net nou vir u gelees, staan daar. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor die drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die beloofde land is aan hulle beloof. Die Here sal hulle uit Egipte land vat, hy sal hulle lei na die beloofde land Kanaan. Maar hulle moes deur die Rooi See gaan.
en die vyande moes agterbly. Daar kom 'n dag, vriende. Daar kom 'n dag wat Jesus die teehoor is sy bruid, op wolke, uit die weg sal ruim. Wat hy sy bruid op die wolke gaan kom haal, en sal wegvat van hierdie aarde af, sodat ons die beloofde nuwe stad Jerusalem sal sien, en eendag sal bewoon. Wanneer Jesus terugkom om sy bruid te kom haal, gaan hy vir jou en vir my op wolke wegvat, sodat ons die beloofde nuwe stad Jerusalem kan sien en eendag daar kan woon. Johannes 14 vers 1-3, daar sê Jesus, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Verwys na die nuwe stad Jerusalem. Hy sê, as dit nie so was, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Ek sal julle kom haal, sodat julle ook by my kan wees. Vriende, daar kom 'n dag, wanneer Jesus sy kinders kom haal op die wolke. En daar sal ook 'n tyd kom, wanneer die Here self met sy kinders se vyande sal afreken. Die groot verdrukking en die slag van Armageddon. Hy gaan met ons vyande afreken. Vriende, vertrou op die Here met jou hele hart en siel in hierdie jaar. As die aanslag kom, as daar slegte dinge gebeur, as ons sien hoe die siele vyand ons wil vernietig, vertrou op die Here. Maak seker jou saak is reg met God. Maak seker Jesus is jou verlosser. Maak seker sy Heilige Gees woon in jou hart. Maak seker jy is God se kind. Maak seker jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Jesus kom haal sy bruid. Is jy gereed? Maak gereed. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n wonderlike boodskap van hoop. Hoop, verlossing in Christus. Vir jaar 2026 kan ons net ingaan met hierdie boodskap van hoop. Dat Jesus daar is, dat hy ons verlosser is, dat hy ons tussenganger tussen God die Vader en ons as sy kinders is, en dat hy ons kom haal. Daar sal 'n dag kom, wanneer Jesus ons kom haal. Ons moet net nie ons hoop en ons geloof verloor nie. Help ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek dink hierdie woord. Vat dit saam met u in 2026 in. Mag u 'n baie geseënde dag hê en 'n jaar van hoop saam met Jesus. Seën, mooi bly.